Goeiedag, baie welkom by Woordspieël, soos wat ons verder deur Handelinge reis, is ons vandag by Handelinge hoofstuk 15, en ek bid dat hierdie gedeelte vandag instrument in die Heilige Gees se hand sal wees, wat iets in jou kan wakker maak, waardeur hy iets aan jou dalk wil openbaar, wat jou gaan help om meer soos Jesus te wees vandag. Ek lees vir jou vers 1, vers 5, vers 10 en vers 11 van Handelinge 15, met die tema godsdienstige laste. Kom ons lees. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges probeer wys maak. As julle nie laat besny soos Moses dit voorskryf nie, kan julle nie verlos word nie. Sommige van die wat gelowiges geword het uit die geleerdere van die Fariseërs het egter opgestaan en verklaar: nie Joodse bekeerlinge moet besny word en die opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Waarom wil julle dan nou beter as God weet? Dis nou Petrus wat hierso sê, deur op die nek van die nie-Joodse gelowiges 'n juk te lê, wat ons voorgeslagte nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. Nee, ons glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus verlos word, en dit geld ook vir daardie mense. So, nie-Jode word nou gered deur die goeie nuus van Jesus, en die kerk van God groei, veral onder die heidene, en Joodse bekeerlinge uit Jerusalem daag daarop in Antiochië, en sê vir hierdie heidense gelowiges dat hulle ook besny moet word, en dat hulle die Joodse wette moet onderhou om gered te word. Paulus en Barnabas stry hier teen dat daar nie hierdie godsdienstige laste op die gelowiges geplaas behoort te word nie. Laste wat niks met die evangelie te doen het nie, niks met Jesus se redding te doen het nie, maar wat godsdienstig van aard is en geen meer doel dien nie. Ek sien dit vandag nog steeds baie keer in godsdienstige kringe, waar mense wat godsdienstige laste op gelowiges wil hê, en wil sê dit is Jesus plus nog iets anders wat nodig is vir redding en vir geregtigheid. Laste oor kleredrag, laste wat gaan oor smaak, oor styl, laste wat wetties is, soos dat 'n gelowige net sekere kos mag eet, of dat ons op 'n sekere dag by mekaar moet kom, en dat mense redding daarvan afhang, of natuurlik dat ons ook sekere Joodse gebruike moet handhaaf, ons as gelowiges vandag. En hierdie goed het niks te doen met redding van Jesus nie, niks te doen met die evangelie nie. Net soos wat Paulus en Barnabas gestry het hierso teen, mag ons nie hierdie laste aanvaar nie, behoort ons daarteen te stry, en behoort ons nie sulke laste op gelowiges te lê nie. Kom ons bly by die evangelie, kom ons maak seker ons verstaan die evangelie, ons verkondig die evangelie van Jesus, en saam met dit die vryheid wat met dit kom, om mekaar te dien en lief te hê, soos wat die Heilige Gees ons lei. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons kom vrymaak het van godsdienstige laste. Dis vir vryheid dat U ons kom vrymaak het, en dat ons mekaar kan lief hê en U kan dien. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag vandag hê, leef in die vryheid van Jesus Christus vandag, en hê ander lief en dien die Here met passie. Tot volgende keer.